Ek het my papiertjie vasgehou en ek het letterlik so geruk. Mag ek sê nee, seker nie. En dis letterlik wat gebeur het. Sy het my baie geleer. Dis ook baie keer okay om myself eers te stel. Gaan julle daai dinge wat Ek en Gerald moet eintlik skaak speel terwyl ons Ek weet nie van jou nie, maar die hartstorielyn wat sopas tot 'n einde gekom het. Was dit vir jou kom ek vra so, is jy bly dis verby? Ek is bang om te eerlik te wees. Ja. Ek is vir selfsugtige redes is ek bly dis verby. Dit was baie uitmergelend, jy weet self om sulke emosionele scenes elke dag te doen. Klomp van hulle agter mekaar. Jy gaan met daai mindset huis toe, jy gaan berei met daai mindset voor, jy gaan slaap so, jy raak so wakker, jy kom so werk toe. So vir 'n halwe jaar, vir 6 maande was ek basies klein bietjie 'n gemoeds die hele tyd. Ja. Om die minste te sê. Ja, ek wil net noem dit is 'n is 'n aanvaarde legit Afrikaanse Afrikaanse woord woord, daar, ja. Ja, 6 maande, dit is presies 6 maande gewees want ek het ook nou eendag vir iemand vertel, toe dink ek ons het so half middel Julie laas jaar begin. Ja. Dis die eerste keer so half flou gevoel het of Naomi althans. En toe ek dink ons het die laaste soos versoeningstoneel dink ek in Januarie geskiet. So dis pretty much okay met 'n breek tussenin vat ons op vakansie was, maar Ja. Ja, 6 Januarie. maande? Ja, 6 maande is 'n lang tydperk. ek dink ek en jy's nou al langer hier as ek, maar dit is beslis by verre die langste storielyn wat ek nog ooit gedoen het. Ja. Ja, vir my ook. Dit is die langste storielyn. Maar dit is ook 'n storielyn wat mens nie kan rush nie. So ek verstaan heeltemal dat ons 6 maande moes skiet aan die ding. Mense raak nie so vinnig gesond van 'n hartkwaal of hartoortplanting nie. En natuurlik die paartjie het deur moeilike tye gegaan. So as hulle net oornag wakker geskrik het te gaan, ag sorry, weet jy wat, ek het 'n fout gemaak, ek is nou weer lief vir jou, ek het jou vergewe, dan sou dit ook nie geloofwaardig gewees En het. so die mense by die huis gesê het, ag nee, dis onrealisties. Ja, jy vergewe ons hom so maklik, Ja. jy weet so, ja. Dis maar 'n fyn lyn wat mens eintlik loop met hierdie tipe van goeters. Ja, presies. Maar dink jy, soos ek het nou die dag het iemand in my familie vir my gesê, ag nee, werklik, hierdie ding hou nou te lank aan. En toe het ek ook vir hulle verduidelik, soos jy weet, mens probeer so na in die realiteit bly as moontlik, obviously, want dit is 'n lang proses om van 'n hartoortplanting te herstel. En plus maar meer as net die hartoortplanting, die huwelik storie. Dinge word nie net, jy weet, immediately gefix nie en reggemaak nie. Ja, maar ek dink dit is 'n krisis wat ons samelewing tans beleef omdat ons die heeltyd gedryf word vir ons wil onmiddellik tevrede gestel word. Ons wil onmiddellike resultate sien. Ons wil onmiddellik iets uitsorteer, probleme oplos en al sulke goeder. So ja, Naomi en Louis gaan deur 'n moeilike tyd want sy moet hartoortplanting kry en Louis het impulsiewe belangrike besluit geneem en nou sy kwaad vir hom daaroor. En mense gaan, okay, ons sien dit raak, maar kan ons nou net aanbeweeg? En dit is wat ons elke dag wil doen. Ons wil nie vroeg en jy weet deur iets druk nie. Ons soek onmiddellike resultate. Ja. En dis kom goeie soos 'n kitsdieet byvoorbeeld baie populêr is want ons wil vanaand gaan slaap en môreoggend 'n sixpack hê. Ja. Sonder om die yskas oop te maak. So dit is Ja. natuurlik 'n vraag wat ons baie kry. Is hoe berei mens voor vir 'n emosionele scene? Want dit is teen die mens se natuur om die heeltyd hartseer te wees en die heeltyd te huil oor iets of net op die ingewing van die oomblik te begin huil. Hoe berei jy voor vir so iets? Ek dink nie ek berei enigsins voor daarvoor nie. Ek dink vir my persoonlik, ek dink emosies is die mees as jy emosie op 'n skerm moet wys of as daar 'n spesifieke emosionele toneel is, ek dink die power, die krag van so 'n toneel lê juis in die feit dat dit in daai oomblik wat uitkom kom uit. Jy weet, ek dink as jy dit te veel beplan, dan raak dit so half Dis nie rou en opreg nie. Ja, dit raak half aangesit want soos ek moet nou hier huil want dit is die, jy weet, waar as jy dit net half laat gebeur in die oomblik, dan is dit baie keer vir my 'n meer eerliker performance. Jy weet self, ek meen ek het nog nooit voor die tyd gaan en dan gaan ek so draak daai line sê, gaan ek daar begin emosioneel raak en hulle inteendeel, dis baie keer die geval wat ek gaan, okay, nee, hierdie toneel is net 'n straightforward een en dan ewe skielik in die speel daarvan dan raak dit 'n emosionele toneel of andersom, jy weet, die skrywers wil dalk hê dit moet 'n emosionele toneel wees, maar ons besef
dit gebeur net nie in daai oomblik nie. So then Ja. it doesn't happen. Mens moet dit so eerlik as moontlik en so natuurlik as moontlik probeer hou. Ja, want ek weet ek het 'n kleintjie dood aan as die oomblik as mens kan sien 'n akteur werk hard om by emosie uit te kom, dan is dit nie meer vir my dan is dit vir my dan verloor ek of ek het glad nie meer empatie en simpatie met die karakter nie. So om dit so opreg as moontlik te probeer speel is natuurlik 'n bonus. So ek is maar dieselfde ook daar. Ek probeer maar in die oomblik dit te ervaar en Gerrit Skoonhoven wat ons regisseur was wat ons het altyd saam met hom gewerk. Hy is oorlede so 'n paar jaar terug. Hy het een keer vir 'n aktrise op stel gesê, onthou net 'n gehoor vertrou glad nie 'n akteur of aktrise wat huil maar daar kom die trane uit nie. Jy weet daai wat hulle so half daai gesiggie doen van soos maar jy kan sien dit is so 'n aangesitte gesig want mense kan deur dit sien. Ek dink ja. maar raak mense op 'n stadium uitgehuil nie. Jy raak jy uitgehuil nie. Jy is 'n water feature. Ja, dis maar mens maar raak tog uitgehuil op 'n stadium. Jy droog tog op. Jou dis 'n water feature. Net as ek McDonald's gehad het. KFC Zinger Wings vir my. Ja. Maar nee, ja, ek draak nie uitgehuil nie, maar ek raak baie moeg gehuil. En soos ek meen ons het nou net gesê die ding het 6 maande aangehou en daar was soveel tonele wat hierdie intense rou emosie vereis het. En dan wat mense by die huis ook nie besef nie is hulle sien dit een keer, maar ons het dit dalk 4 keer geskiet, jy weet, om 4 verskillende takes te doen of wat ook al. So dit raak nogal uit, jy raak vinnig uitgehuil. Jy berei ook nie regtig voor vir emosionele tonele nie. Nee, soos ek nou net gesê het, ek probeer dit maar in die oomblik te ervaar want vir my om dit so na as moontlik Naomi se waarheid te vertel, kan ek nie 100% gaan voorberei by die huis nie want ek weet nie persoon soos ek kan nie nou sê of omdat ek nog nooit in daai situasie was nie, plaas ek my in daai situasie as ek sodra ek opstel is en dan ervaar ek dit soos wat dit dan is dit vir my rou en eerlik. Maar as ek nou by die huis gaan oefen hoe om op hierdie lyn te leer, om te huil op hierdie lyn, dan ek weet nie, dit is vir my dit is seker nou 'n verkeerde ding om te sê, maar ek berei nie regtig 100% voor by die huis nie. Ek weet daar is party akteurs wat soos ek het nou al saam met akteurs gewerk wat byvoorbeeld glo aan daai ding van jy moet dink aan jou hondjie wat dood is of aan Jy moet sekere tegnieke gebruik. Ek haat daai tegnieke. Ek dink persoonlik, ek meen almal het hulle eie seker maar metode, maar vir my werk daai glad nie, want ek dink ook dis nie goed vir jou siege nie, jy weet, dis nie goed vir jou kop as jy heeltyd jouself in hierdie worst case scenario's indink nie. Jy weet, as jy heeltyd dan sê hulle, okay, dan sê hulle maar regisseur sal sê, okay, dink in hierdie oomblik moet jy huil, so dink aan jou ouma wat gaan doodgaan. Jy weet, so dan sê jy soos, hoekom wil jy nou self heeltyd in so 'n mental space sit? Ja. Ek dink nie dis baie goed vir mense geestelike gesondheid nie. Nee, dit kan nie wees nie, maar ek dink tog partykeer moet mens gebruik maak van daai tegnieke want as jy soos kyk nou 'n teaterstuk wat lank hardloop, as jy die West End en Broadway wat al vir jare daai shows doen, elke dag tot 10 shows 'n week doen, iewers gaan jy dit nie meer voel in die teks nie. Gaan jy? Wat jy tog moet gebruik maak van tegnieke of 'n teerstiek of 'n asemhaling of 'n dink aan jou hondjie. Ja. Nee, tegnieke het ek nie 'n probleem mee nie. Ek partykeer as dit nou 'n regte dag is wat ek iets moet uitbring en daar is niks nie, dan sal ek byvoorbeeld ander tegnieke gebruik soos byvoorbeeld asemhaling is 'n groot ding vir my. As ek die asemhaling soos kan beheer op 'n sekere manier dan trigger dit iets emosionele reaksie. Maar ek dink net daai wat noem hulle dit emotional recall. Ek is nie 'n groot fan van daai nie. Die ander ding wat mense nogal opgetel het op social media veral was die asemhalingstonele. So gepraat van asemhaling. Die asemhalingstonele waar Naomi moes sukkel om asemhaal want haar hart werk nie lekker nie. Die mense het nogal opgetel oor hoe goed jy daai tonele speel. Hoe het jy dit gedoen? Wat was die proses? Het jy ge-YouTube? Ja, so vir daai asemhalings omdat daai kan ek nie in die oomblik ervaar nie want ek het nie hartkwaal nie. So ek moes gaan kyk het hoe iemand sukkel om asem te haal wat 'n foutiewe hart het of wat jy weet fout het met haar hart of met die pompie wat hulle ingepomp het. Ek moes gaan kyk het hoe iemand want daai kan mens nie
jy kan nie daai opmaak nie, want iemand wat regtig hartoortplanting gehad het en regtig so 'n kwaal gehad het en het gaan vinnig gaan, daai is onmoontlik. Dit werk nie so nie. So met sulke mediese goeters, soos met mediese terminologie en daai klas van dinge, daai navorsing moet mens gaan doen, voel ek. Om weer eens die storie so geloofwaardig as moontlik te vertel. So ek het maar gaan kyk op YouTube hoe so iemand sou asemhaal en dan het op my eie manier dan nou dit te doen, maar die lyf is 'n baie slim ding. Of eintlik is die kop is 'n slim ding, die lyf volg net wat hy gegee word. So die lyf weet nooit te act nie. So as die kop vir die lyf sê, luister hier, ons het 'n hartkwaal, die lyf gaan reageer op die stimulus wat hy kry. So hy gaan, ek moet nou harder werk om te praat. So dan gaan hy dit outomaties gaan doen. Dit was bietjie moeilik geweest ook, want ek het gevind dat ek partykeer lighooftig raak, omdat jy nie genoegsame suurstof inneem nie, dan kry jou brein mos nou nie genoeg suurstof nie. So ek het partykeer bietjie lighooftig geraak en dan vergeet mens woorde en dan so dit was bietjie van dit. Was dit die lighooftigheid se skuld dat jy woord vergeet? 100%, ek vergeet nooit woorde nie. Ek berei mos voor by die huis. Ja. So daai het ek gevoel ek moet ook reg kry, want omdat dit so 'n sensitiewe storielyn is en daar soveel mense is daar buite wat met so ietsie sukkel en soveel gesinne en families wat deur so iets geraak word, moes ek daai 100% reg kry. En ook die storielyn is 'n belangrike een, wat dit is 'n belangrike storie om te vertel, want ons wil mense inspireer hierdeur en mense aanmoedig om orgaanskenkers te word. So dan kan mense nie droog maak met sulke belangrike detail wat in 'n storielyn ingaan nie. Jy het nogal iets nou gesê wat baie waar is. Ek het nou die dag 'n gesprek met een van ons kollegas gehad. Jy het gesê die lyf is 'n slim ding en die lyf onthou of die lyf weet. En ek dink dit is tot 'n mate nogal iets vir hierdie storielyn wat ook nogal vir my iets is wat ek al vir die eerste keer in my loopbaan so intens ervaar het, is dat soos jou lyf weet nie wanneer jy act nie. So jy gaan die dag werk toe, jy skiet jou sê net maar 8 tot 10 tonele en jy huil jou hart uit en jy's angstig en jy speel kwaad en jy gil op daai een en jy dit en dit en dit in die tonele nou. En dis nie asof jou lyf gaan, hier is als, jy weet, voorgee, dis net lekker toneelspel nie. Jou lyf voel daai aan en jou lyf begin te dink jy's in daai emosionele overload en daai stres toestand. En dit kan nogal 'n gevaarlike ding wees, ek dink as jy veral vir 'n storielyn wat so lank aanhou, want jy vat daai goed saam met jou huis toe. Jy weet, en ek is in daai opsig dankbaar dat ek dan alleen bly, want imagine jy het nou, jy weet, vrou en kinders of man en kinders of wat ook al, en jy moet nou al hierdie bagasie van die werk af saam met jou bring. En ek het ook soos gevoel, ons raak nou baie tegnies, maar ek het ook soos gevoel op 'n gesondheidsvlak. My maag het skielik begin anders werk, jy weet, of soos ek het hoofpyne gekry, ek het moeiliker geslaap en so, want jy is konstant besig met daai aanhoudende stres wat jy op jou lyf sit. So ja, ek dink dis beide 'n goeie ding dat die lyf onthou, maar ook kan dit nie goeie ding wees en jy moet so al vir jouself daai tegnieke gee om te decompress, soos wat ons sê. Ja, en ek weet nie of jy kan onthou nie, maar lank terug, toe ons net begin het met ons teaterstuk Keelvol, dit was in 'n tyd of net na ons die storielyn gedoen het waar Naomi se verloofde haar slaan, Ferdi. En omdat ek en jy in Keelvol op 'n stadium baie naby aan mekaar kom, of jy kom vinnig na my toe, beweeg vinnig na my karakter toe, het jy eendag na 'n show vir my gesê, luister hier so, jy moet net bietjie gaan check, want elke keer as dit lyk of jy bang is vir my, want elke keer as ek vinnig na jou toe stap, dan retireer jy, of jy trap weg, of wat ook al. En ek het nie eers agtergekom, ek doen dit nie. Ja. En dit was, of tydens of net na daai storielyn, ek kan nie onthou nie. En toe moes ek besef, maar dit is my lyf wat nog steeds reageer op 'n man wat vinnig op my afstorm. My lyf is nog steeds soos, Maggies, ek is nou in die moeilikheid, ek moet nou veg of vlug, so ek moet nou Ja, ek het al vergeet van daai. Ja. Soos PTSD amper. Ja. Ja. En toe moes ek actually iemand gaan sien om my te help om nie, jy weet, die natuurlike ding te doen wat die lyf kan onthou wat hy moes gedoen het nie. Miskien is ons net simpel, miskien leef ons net ons te veel in die rolle in. Weet jy om dit anders te doen nie. En wat sou jy sê, wat het in hierdie storielyn, wat
as daar iets is wat jy kan uitvat uit hierdie storielyne wat jy van jouself geleer het of jou mede-akteurs, kollegas, ek praat nie net van akteurs nie, maar ook ons is geneig om te vergeet van die crew wat mens ook bystaan in so storielyn. Ek bedoel, dis nie net ek en jy wat die storie vertel nie. Daar is ons kameramanne, ons boomspringers, ons make-up en ons wardrobe en ons, ek bedoel, props department het soveel moeite gedoen om daai masjiene in te kry en mediese reps hier te hê en ons was daagliks op die foon met Karen, ons mediese adviseur, om seker te maak ons is op die regte spoor. Wat sou jy sê, sou jy uit hierdie hele storielyn het gevat het as dit kom by die spansport van toneelspel en wat het jy daaruit geleer? Een ding wat ek nogal definitief kan vat van hierdie spesifieke storielyn af, ek dink almal in hierdie gebou, almal wat betrokke is by ons produksie, het sy dit akteurs, jy weet, skrywers, regisseurs, almal het so half die erns en die grootheid van die storielyn besef. En wat ek nogal baie waardeer het, is mense het ons, wel, ek praat nou namens myself, maar ek dink is vir jou ook die geval, is mense het ons baie bygestaan in terme van, is jy right? Wat kan ek vir jou doen om dit beter te maak? Kan ons hieroor praat? Wil jy weer daai toneel gaan? Is jy happy met hierdie? Kan ons dit so? En ek het dit was my fantasties geweest, want soos jy weet CP werk kan partykeer baie vinnig wees, want ons moet vinnig werk, jy weet, so, dit kan partykeer so half voel soos 'n trein wat net nie wil ophou loop nie. En ek dink wat lekker was van die storielyn was, daar was regtig mense wat na my toe gestap het en gedink, okay, German, so ons skiet nou volgende hierdie toneel. Wat het jy gedink oor hoe ons dit gaan benader? Of wat het jy, is jy happy met die teks? Wil jy iets verander het? Of wil jy dit en dit? Jy weet, selfs die hare en grimering departement wat kom vra en sê, luister, ons gaan jou 'n bietjie bleek maak, jy moet vir ons sê as jy dink is dalk te bleek. Verstaan, so dis sulke klein goedjies en ek dink dit is die ding wat vir my nogal uitgestaan het, was dit het vir my gevoel asof almal rondom ons wou net gehad dat ons twee moet die beste kan gee wat ons moontlik kan en ons moenie hoef te worry oor enigiets anders nie, as dit sin maak. Dit was nogal vir my iets wat uitgestaan het. En vir jou? Ja, verseker, ek is nog altyd, ek glo nog altyd, jy is net so goed soos die mense saam met wie jy op die veld draf, en ek dink ons het 'n ongelooflike span agter ons, want die kykers, wat ek wil hê, kykers moet graag raak sien, alhoewel jy dit nie gaan raak sien nie, want jy sien net die akteurs op die skerm, is die masjien agter die akteurs. Ons is net die gesiggies wat die storie vertel. Hierdie stories begin al 6 maande voordat ons eers ons tekste kry, word daar hard beplan, hard gedink, hard navorsing gedoen, stelle word gebou, masjiene word ingekry, make-up word, dit is 'n hele fabriek voordat jy die eindproduk kry. En ek het net weer eens besef en geleer met hierdie storielyn, ons kan dit nie sonder daai mense doen nie. Sonder daai mense kan ons op die straat gaan staan en jy weet gedigte voordra. Maar sonder 'n digter het mense ook nie gedigte om voor te dra nie. So dit het my net weer eens 'n klein bietjie meer bewus gemaak van om sensitief te wees ook teenoor jou crewmembers en ook dankbaar te wees teenoor hulle en dat almal hier die belangrikheid van die storielyn wil oordra. En dit is vir my, dit is 'n voorreg om by so 'n plek te werk. Vir almal op 'n plek te werk waar almal gaan, hierdie is belangrik, ons moet dit vertel, so ons almal moet ons kant bring. Ek weet vir my persoonlik, ek het gister vir iemand gesê dat hierdie storielyn het op een van die moeilikste tye wat dit moontlik kon gebeur het dit begin, want ons het die begin van hierdie storielyn geskied letterlik soos ek dink een van die eerste episodes wat jy flou geval het, of wat Naomi flou geval het in die huis, wat sy begin voel het, sy voel nie lekker nie, is toe ons kollega Bradley oorlede is. En ek dink dit het so half bygedra tot die intensiteit van die storielyn, want dit was so half
ek dink vir my ek het so half gevoel ek moet hulde bring aan hom in a way, jy weet, in 'n manier moet ek half aan hom hulde bring met die storielyn want hy was half deel van dit aan die begin. En ook hy was 'n orgaanskenker. Hy was ook 'n orgaanskenker en ek onthou die dag ek dink dit was die dag toe hulle gesê het jou hart, Naomi se hart is nie lekker nie, jy weet. En daar was die dag wat ons sy Walk of Honor gaan doen by die hospitaal wat hy, jy weet, sy organe geskenk het. En ek dink dit was net so half daai ekstra layer gewees van hierdie intense ding en ek onthou toe ons by sy begrafnis was, toe 'n hele paar mense het en myself en Kleis, ons het gepraat oor wat ons sou gee vir net soos nog een dag, jy weet, of wat nog vir soos 1 week en wat ook al. En ek het heeltyd met daai ding in myself het ek so half rondgeloop met dit met Louis en Naomi se storielyn waar dit daai ding is van ek sal letterlik enigiets doen net om jou lewe te red, al is dit nog vir 'n jaar of al is dit nog vir 'n maand of al is dit nog vir 'n week, jy weet. Maar jy kan net nie nou al doodgaan, ek is te lief vir jou tipe van ding. So dit het nou nog so half daai ekstra laag aan dit gebring. Gewoonlik nee, kan ons redelik as ons die storie nou sinema lees, ek en jy kry nou die teks en ons lees en dan kan ons semi voorspel wat mense se reaksie gaan wees. Ons kan sê die mense gaan kwaad wees vir sinema vir Pietie hierso en Sunny gaan hulle gaan baie jammer wees vir haar en hulle gaan so gewoonlik, ja. Nee, maar hierdie ene het my nogal gegooi in baie aspekte want daar was baie goed wat ek nie gedink het hoe die kykers gaan reageer op sekere dele twists and turns van die storie nie. En een ding wat nogal vir my opvallend was hoe hierdie storie veral mense so half 50-50 gesplit het, nee. Ja. Daar was 50%, ek praat nou net van soos Louis se besluit wat hy nou moes neem om nou die hart te gaan koop. Daar was 50% van mense wat gesê het ek sal dit nooit doen nie, jou tyd is jou tyd, jy weet, hy moes nou maar laat gaan het, hy moes vir haar gebid het en that's it, jy weet. En ons 50% van mense wat gaan, ek's jammer, maar as ek in sy skoene was, sou ek presies dieselfde gedoen het. En daar was so half nie regtig 'n middelpunt nie. Ek weet nie, ek het nie regtig agterkom dat iemand gaan, ja, ek weet nie, of wat ook al nie. Maar dis nou 'n bietjie meer persoonlike vraag, wat sou jy doen, as jy in Louis se skoene was? Nee, ek weet nie. Ek weet eerlikwaar nie. Jy is daar nie maar. En ek hoop regtig nie ek moet eendag met so iets gekonfronteer word nie. Ek hoop regtig nie so nie. Want ek dink eerlikwaar hoewel daai mense gaan jou tyd is jou tyd. Ja, ons almal gaan so jong, ja, jou tyd is jou tyd. As jy 'n hartseer storie hoor oor ietsie wat met iemand gebeur. Ons almal dink dit onmiddellik jou tyd is jou tyd. Maar gaan jy regtig so redeneer as iemand vir wie jy so lief is, jy weet op daai oomblik so iets nodig het, wat gaan jy doen? So ek dink die mens kan onmiddellik gaan, jou tyd is jou tyd, of ek sou dit beslis gedoen het nie. Ek dink eerlikwaar nie so nie. Word met so iets gekonfronteer. Dis soos mense wat sê, ja, maar as ek eendag touchwood, maar eendag gehijack moet word. Ek sal dit doen en dit doen. Ek self ja nie. Ek het dit gereed, ek weet presies, ek sit my kar in vol, ek ry oor jou, whatever. Nee, ek dink nie jy dink rasioneel as dit met so iets met jou gebeur nie. So dit was my ook verstommend geweest om te sien want soos jy sê, ons kan min of meer partykeer ons audience lees in terme van hoe hulle gaan reageer op 'n storielyn. Maar hierdie het my ook partykeer verbaas en stom geslaan oor hoe mense gereageer het. Maar dit is ook 'n goeie ding want 100%. Solank mense reageer, dan beteken dit hulle skakel in en hulle koop in die storie en solank mense kommentaar lewer, dan doen ons werk reg. Ja, dis soos daai ou gesegde wat sê soos there's no such thing as bad publicity, nee. Nou, ek voel dieselfde oor 'n reaksie. Daar is nie so iets as 'n slegte reaksie nie, want die feit dat iemand dat die storielyn 'n reaksie by iemand ontlok, sê al klaar, jy weet, ons het iets reg gedoen. Ja. Een ding wat nogal, iemand het vir my nou dag prompt uitgevra as ek in Louis se skoene was. En toe sê ek is ook nie presies seker nie, maar ek dink ek neig soos as dit sinema 'n skaal was van 1 tot 10 en 1 is sinema, nee, jou tyd is jou tyd en 10 is nee, ek sal verseker hard gaan koop en 5 is ek weet nie. Ek is nader aan 'n 6 of 'n 7 dink ek. Dat jy hard sal gaan koop. 100%. Ja, 100%.
Ek het nie die geld om haar te gaan koop nie. Dit is wat my pla. Of 'n ryk familie wat my kan help nie. Ja. So sorry. Ja, nee, ek hoor Kan nie jou. eendag vir jou hart kan koop nie. Ja, is okay. Nee, ek dink net ek is meer aan daai kant as wat ek is in die let. Maar ek dink dis net my persoonlikheid. Jy weet ek is self iemand wat gaan right, kom ons fix dit. Jy weet, kom ons as opposed to om te gaan, "Wel, dis nou maar hoe dit is." Jy weet. Ja. Ek like dit om eerder so, maar ek doener. weet ook nie of ek saam met myself kan saamleef oor, jy weet, as oor sinema 10 jaar van nou om te weet ek het iemand anders se dood veroorsaak om jy weet dis 'n moeilike ding. Het die storielyn jou siening oor orgaanskenking verander? Nee, nie regtig nie. Ek weet dit is iets wat as jy 'n gesonde liggaam het en jy kan dit doen, moet jy dit regtig waar doen. Dit is vir my dieselfde as om na die aarde te kyk, na die planeet te kyk. Dit is waar ons almal moet bly en jy weet vrede moet vind en vreugde moet vind. So as jy in die posisie is om dit te kan doen, moet jy dit definitief kan doen. Dit het my net weer bewus gemaak van die feit dat ek moet gaan registreer. Ek moet my naam op 'n lys gaan sit. Ek moet gaan sê, luister hierso is iets met my ooit, sodat jou naaste in jou familie dit weet. Want dit help nie net jy gaan, ek dink om die gesprek oop te maak, dit is wat die storielyn vir my weer gesê het, maak die gesprek oop met jou geliefdes. Sê, luister hierso, hierdie is iets wat ek baie graag wil doen, ek voel dis belangrik. So weet net as daar die dag iets met my oorkom, want jou naaste en jou familie en hulle is ook in rou gedompel. So hulle weet nie noodwendig dit is hoe jy gevoel het daaroor en jy weet dit is iets wat jy wil doen nie. So ek dink dit is wat die storielyn vir my, ek het wil nog altyd 'n orgaanskenker gewees het. Ek net nog nooit tot op daai plek gekom waar ek actually gegaan het om dit te doen nie. Ons sê altyd ek gaan dit nog doen. Ek gaan nog bloed skenk. Ek gaan nog, jy weet, gaan registreer. Ek gaan nog, jy weet, gaan by 'n charity aansluit en gaan uithelp waar ek kan. Ons doen dit net nooit nie. So dit is wat die storielyn vir my. As jy wag, sorry, is nou 'n random ander vraag, maar as jy kon kies, wat is een van jou orgaan, so jy's nou 'n orgaanskenker en jy sê vat alles. Maar wat is die een ding wat jy sou sê asseblief net nie dit vat nie? Vir jou eie beswil my lewer. Ja, ek sê vir my nee, my voete. Moenie my voete vat nie. Maar dis nie orgaan nie. Nee, okay, fair enough. Nee, maar ek bring nou aan lyfdele. Ja. Ek sou sê my Maar jy het nie great voete nee, ek het nie. nie. Jy gaan as jy my voete gaan vat, gaan jy dit elke week moet skeer as baie harige voete. Dit weet ek. Ja, ek kan nie dink of iets is. Nee, hulle moet maar vat wat hulle wil hê. Vat maar, jy gaan in Ja, elk geval vat nie maar. weet nie. Ja. Gaan nie vat dit, geniet Maak dit. soos 'n brakpan auto workshop en strip my vir parte. Vir parte. Okay. Ja. En vir jou, het jou siening oor orgaanskenking verander? Nee, my siening is dieselfde bly. Ek het voor die storielyn geglo orgaanskenking is die regte ding om te doen en na die storielyn nog meer. Wel, ja, so dit het nie verander nie, maar dit het net dit meer intensify. Ek het selfs op dit was ek dink in die middel van die storielyn het ek op so webwerf gegaan het ek 'n beenmergskenker ook geword. So ja, dis baie maklik, jy stuur vir hulle 'n bietjie speeksel en dan laai hulle jou op 'n database en dan weet dan het hulle jou DNA profiel nou en as al ooit iemand beenmerg eendag nodig het, dan kan hulle jou kontak en sê hoorie, En dis 'n internasionale. Dis 'n internasionale ding, ja. So hulle kan vir jou sê jy's 'n match, asseblief kom skenk of wat ook al. I mean, why not? Jy weet, dis nou 'n klein ding, maar jy weet self ek is nogal groot op bloedskenk ook. En ek probeer elke keer gaan so gou as wat ek kan. Jy kan moet ons nou wag tussenin, maar want my ma se lewe is gered deur ander mense wat bloed geskenk het. Sy sou nie vandag hier gewees het nie, so dis vir my 'n belangrike ding. As jy iemand anders se lewe kan red, why not? Nee, verseker. Is daar iets met hierdie storielyn wat verby is? Enige iets wat jy sou wou verander? Soos is daar sê maar 'n toneel wat jy anders sou wou speel of wat jy wens anders geskryf was of ja, enigiets. Kyk, ons is mos maar baie kritiese mense. Ons wil alles perfek doen en reg doen en so aan. So as mens nou regtig moet gaan nitpick, sal ek daar's 'n paar tonele wat ek wil gaan
sou wou gehad het ons moes oordoen, want ek het gevoel ek het dalk nie genoeg gegee en wat ook al nie. Maar aan die ander kant van my is, ek het regtig op daai dag in daai toneel my alles gegee. En of dit het gevoel, dit het regtig so gevoel. Ek probeer elke dag my 150% gee. So nee, ek is tevrede met hoe dit uitgedraai het. Soos ek sê, ons is baie kritiese mense, so jy gaan altyd iets wil verander, jy gaan altyd iets beter wil doen, jy gaan altyd, maar partykeer moet mense net tevrede wees ook met, daai was die beste wat jy op daai dag kon gee, gegee die omstandighede, en jy moet happy wees daarmee. Tensy jy daai dag daar uitgestap en gegaan, ag nee, daai was terrible, of jy was nie goed genoeg voorbereid nie, dan kan jy vir jouself sê, okay, luister, ek kon bietjie meer gedoen het, maar ek, as jy aan die voel, ek het regtig my alles gegee, en ek is happy en tevrede daarmee, en ja. Was vir my baie, baie lekker, goed geskryf, lekker aan mekaar sit, ons regisseurs het, dink ek, baie goed gedoen om die storie op 'n mooi manier te vertel. En dan obviously, hierdie storielyn gaan obviously oor die liefde wat alles oorwin op die einde. Glo jy dit? Nee, ek glo dit. Ek glo dit 100%. Want sonder liefde sou ons nie bestaan het nie. Niks. Ja. Uit liefde kom daar mooi goeters, en uit liefde kom hartseer goeters, en uit liefde kom maar goed wat nie lekker is nie en wat seer maak, en op die ou end van die dag, of die twee se paaie moes geskei het, daar sou wel iewers, sou hulle, jy weet, weer liefde gevind het of so ietsie, en 'n beter man of 'n beter vrou gewees het vir hulle volgende man en vrou, omdat hulle hier uitgeleer het. So, maar wat die paartjie aanbetref, in terme van, hulle het weer by mekaar uitgekom, en hulle is nou weer gelukkig saam, het die liefde hier oorwin, en ons is baie dankbaar daarvoor, ons is bly daaroor, die kykers is baie bly daaroor, en hulle is verlig daaroor. So ek dink die liefde oorwin alles. Ja. Die liefde is die sambreel van bestaan. Ja, sjoe. Daar is die tagline. Ek kan diep wees. Jy kan. 'n Vrou het nou op my Facebook geskryf, en dit was nogal vir my mooi gestel. Sy het gesê, baie keer op TV sien mens wilde, passievolle, roekelose, fantastiese, verbode liefdesromanse met hierdie ongelooflike, jy weet, twee karakters wat mekaar vind aan die einde van die groot storm, en jy weet, op die Titanic, en daai tipe van, dis is maar wat sy baie meer van hou is Naomi se tipe liefde, want sy het, in haar woorde was, dis 'n old school tipe liefde, en dis daai ding van, weet jy wat, ons staan met mekaar, dit dik en dun, jy weet, ons ouers en grootouers en so aan, was daai ding van, net omdat iets breek, beteken nie jy gooi dit weg, nee, maak dit reg.